Dit net so dan by ons saam. Onse Vader, ons sê vir U dankie dat ons weet wie U is, Here, dat U is ons goeie Vader. Here, en dat dit ons identiteit bepaal. Here, dat U ons liefhet. Here, en ek wil bid dat ons vanmôre uit U hart uit sal ontvang dit wat U vir ons wil sê, dit wat U vir ons wil gee. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen. Welkom almal wat hier is. Ek terwyl ons worship en ons luister na die Good Vader en toe kom hierdie ding by my op en ek het dit al baie verduidelik. Ek gaan dit nou nie vanmôre weer verduidelik van hoe Jesus actually gepreek het. Hulle sê hy gaan sit, maar die woord wat hulle gebruik is in die tradisionele tale is hy gaan aansit soos om te eet. Nou daai ouens het nie gesit en eet soos ons vandag by 'n tafel. Hulle het 'n plat tafeltjies gehad en hy gaan lê met sy kop op sy hand en die ander ou se voete was nie, dis hoekom die voete was so belangrik was. En so met ander woorde, Jesus het gemaklik gesit met die mense gepraat en omdat ek vanmôre 'n ding wil illustreer wat Jesus gedoen het gesê wil ek juis sit om dit doen. Ek was nou nie regtig beplan nie. Ons het nou hierso rondgeskarrel om die tafeltjie en alles te kry sodat ons kan doen. Maar baie van ons as ons kerk sien en ons sien mense praat oor Christus, dan dink ons onmiddellik aan 'n kerk met hierdie stywe houtbanke en al hierdie goed en hierdie godsdienstige, jy sit ons jou kerk gesiggie op as jy instap en dan gaan sit jy daar en dan gaan luister jy en dan stap jy uit want jy sien verander. Maar die woord van God was nooit bedoel om so te wees nie. Ons was bedoel om rondom die woord van God te kuier. Nou weet nie van julle nie of julle ouens daar by die huis nie, maar ek kuier baie lekkerder as ek gemaklik sit en die persoon wat met my praat het oogkontak met my. Dis makliker as wat 'n ou so bietjie hoor as jy staan en op jou neer kyk en vir jou vinger wys. Jy gaan meer inneem volgens my as jy sit en lekker gemaklik om die woord van God praat, want dit is wat dit eintlik veronderstel is om te wees. Is 'n gemaklike kuier tussen mense wat een common goal het, wat een common liefde het. En dit is Jesus. Ek het hierdie woord gekry en ek was nie heeltemal seker nie en bly bid, maar ek dink die Here wil vir ons hierdie ding leer uit 2 gebeurtenisse in Lukas 18 en 19. Lukas 18 vers 18 lees ons van die ryk jong man. En ek gaan dit vir julle lees. Iemand uit die geleerdere van die geestelike leiers het aan Jesus gevra: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerf?" Jesus het gereageer: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed behalwe een, en dit is God nie. Jy ken mos die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, en eer jou vader en jou moeder." En net daar stop hierdie jong man om en hy sê: "Al hierdie dinge het ek nagekom van kleins af." Met ander woorde, hy het groot geword in religie. Stem julle met my saam? Toe Jesus dit hoor, het hy vir die man gesê: "Tog is daar een ding wat by jou kort kom. Verkoop alles wat jy besit en gaan deel die opbrengs aan die armes uit en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan hierheen en word my disipel." Toe hy dit hoor, het die man baie afgehaal gevoel want hy was skatryk. Nou, ons word groot in hierdie idee van godsdienst. Ons is godsdienstige mense soos hierdie ryk man was. Maar hy het alles gedoen en alles wat sy
sy godsdienst om vertelling te doen. Hy het al die reëls gehou. En Jesus het dit geweet en Jesus antwoord hom en hy sê vir hom, maar onderhou jou reëls. En toe sê hy, maar ek doen dit van kleins af. Met ander woorde, hy wil gehad dat Jesus moet vir hom sê, okay nee, jy's alright. Jou oupa het dit gedoen, jy het dit gedoen, jy's reguit op pad hemel toe. Maar Jesus se antwoord het hom afgesit vir Jesus om sê, verkoop al jou besittings en volg my. Jesus sê hier vir hom, maak my die belangrikste. Maak my belangriker as jou aardse rykdom. Maak my belangriker as dit en volg my. En toe hy dit hoor, het die man baie afgehaal gevoel, want hy was skatryk. Nou, ons sien Jesus antwoord hierdie ouetjie, wetsgehoorsame jooitjie, antwoord Jesus met die wet. En dit het hom nie ongemaklik laat voel nie, en hy sê, ja, ek doen dit, so ek is op pad hemel toe. Hy het gewag dat Jesus sê, maar jy's op pad, jy's op sjap. Jesus sê vir hom, jy's nie sjap, as jy net godsdienstige reëls nakom. Jy's net reg, as jy my volg. Jesus sê, volg my. Jesus sê, glo in my. En as jy Jesus werklik wil volg, gaan die belangrikste ding in jou lewe vir jou Jesus wees. Aardse besittings gaan nie vir jou belangrik wees nie. Rykdom en aansien in die oë van die mens gaan nie vir jou belangrik wees nie. En dit is wat hierdie ou vertel drie. Almal het, en hierdie is in my prentjie, almal het altyd gesê, daar loop daai man, kom ons sê vir hom, geef hom 'n naam, sy naam is Godfrey. Daar loop Godfrey, yes, kyk aan brand new fancy kar wat hy nou weer gekoop het. Kyk hoe mooi gaan hy kerk toe. Kyk hoe mooi gee hy sy tiende. Kyk hoe mooi doen hy dit, kyk hoe mooi doen hy dit. Maar wat het hy, en almal dink, dit is 'n awesome ou ding. Hy het geld, hy het godsdienst, hy het alles. Hy het in aansien geleef, hierdie ryk jong man. Hy was dan 'n geestelike leier, sê die Bybel vir ons. Iemand uit die geleedere van die geestelike leier. En toe hy vir Jesus vra, is ek reg? Toe sê Jesus vir hom, onderhou die wet. Toe sê hy, maak doen dit. Toe sê Jesus vir hom, maak my belangriker as jou aardse aansien en jou aardse rykdom en volg my. En hierdie ou het afval. Nou gaan ons van 'n tweede ryk man praat. Lukas 19 vers 1. Jesus het Jerigo binne gegaan en deur die stad gestap. En daar was iemand met die naam Saggeus. Hy was 'n tollenaar. Hy was 'n hooftollenaar en 'n ryk man. Hy het sy bes gedoen om te sien wie Jesus is, maar hy kon vanweë die skare nie, omdat hy kort was. Hy het vooruitgehardloop om voor te kom en in 'n vyeboom geklim om Jesus te sien, omdat hy daar sou verbykom. Toe Jesus by die bepaalde plek kom, het hy opgekyk in die boom en vir Saggeus gesê, Saggeus, klim haastig af, want ek moet vandag nog by jou tuis gaan. Hier het ons hierdie ryk man, hy het alles, né? Maar hy is ook 'n bietjie skelm, want hy's 'n tollenaar. Maar hy gee sy dignity prys om in 'n vyeboom te gaan klim, om Jesus te sien, want hy het gehoor van Jesus. Hy het gehoor van hierdie ou wat mense se lewens verander. Hy het gehoor van hom. Nou, bid jouself aan, die rykste en die netjieste en die grandste ou wat jy ken, wat almal net so na kyk. Gaan klim in 'n vyeboom. Dit is heeltemal undignified. Ek weet nie die Afrikaanse woord daarvoor is nie. Hierdie ou was bereid om sy aansien en om hierdie vreemde ding te gaan doen, om in 'n boom te gaan klim, net om Jesus te sien. Met ander woorde, hy het uitgestrek na Jesus. Hy wou Jesus sien.
Maak nie saak wat mense sê en wat mense dink. En wat is sy beloning? Jesus sê vir hom, sy gees kom uit daai boom uit, ek gaan vandag by jou tuis gaan. Nou is daar baie mense wat in kerke sit. Wat voel, ek is reg, ek is reg. Maar Jesus gaan nooit by hulle tuis nie. Hoekom nie? Want hulle soek nie regtig na hom. Hulle het nie regtig 'n behoefte om hom te sien. Hulle is maar alright. Ons gaan mos nou kerk. Hulle reik nie uit om by God uit te kom. Hulle doen nie moeite nie, hulle commit nie. Hulle commit nie om die aanraking van God te ontvang nie. Nou, ek kan nie sê daai ouens is op pad help nie, maar ek dink daai ouens se lewens is leeg. Ek dink hierdie rykdom man se lewe was leeg. Al het hy al hierdie geld gehad, al het hy al hierdie mooi goed gehad, al het hy, was hy hierdie godsdienstige mens, daar het iets kort gekom, dis hoekom hy vir Jesus gevra. Maar Saggeus het alles gehad, hy het ook alles gehad, alles. Nou nie op 'n eerlike manier gekry nie, soos baie Christelike dievigheidsmense doen, maar Jesus het hom nie veroordeel nie, hy het hom gesê, klim uit, daai boom uit. En ek gaan by jou tuis gaan. Ons kyk dan die rykdom man, Jesus het die wet vir hom voorgelê. Met ander woorde, hy was in 'n mate geoordeel. Want hy wil homself regmaak met God, deur die wet te onderhou, en Jesus sê vir hom, en dis hoekom hy veroordeeld gevoel het. Hy het onder oordeel gestaan, want hy het onder die wet gestaan. Maar Saggeus het net vir Jesus gesoek, hy het nie 'n saak gehad, want ek dink hierdie geestelike leiers en die fariseërs en die mense het hom verskriklik gejudge en geoordeel. Want jy is op pad hel toe jou skelm en. Het Jesus vir hom met die wet gegooi, vir Jesus hom met aanvaarding gegooi. Jesus het hom met aanvaarding gegooi. Die ou wat onder die wet gestaan het, het Jesus met die wet geantwoord. Die ou wat genade nodig gehad het Jesus geantwoord, Saggeus stem van die boom af, ek gaan by jou tuis gaan. Jesus het hom met genade geantwoord. Kom ons gaan verder. Saggeus het haastig afgeklim en Jesus opgewonde ontvang. Almal wat dit gesien het, het geprotesteer en gesê, hy het jou werklik waar tuis gegaan by 'n sondige man. Judging. As iemand daar in die straat loop, is mense geneig om te sê, daai een, daai een. En weet julle wat, is eintlik vir my lekker, in 'n mate van, ek is een van die ouens wat seker in dorp die meeste gejudge word. Halleluja. Amen. Want ek het genade ontvang, omdat ek as onperfekte mens, met foute, met baie tekortkominge, na Jesus uitgeroep het, en hy vir my gesê, kom, ek sal by jou tuis. Ek gee nie om. Saggeus het op daai oomblik toe hy boom geklim het, nie omgegee wat mense van hom sê, dink jy, solank hy Jesus kan ontvang. En dit is die ding waarby ons moet uitkom. En dan gaan ons aan. Saggeus het egter openlik gereageer, vir die Here gesê, Here, ek gaan die helfte van my besittings aan die armes gee. En as ek iets van iemand met 'n slenter bekom het, gee ek dit 4-dubbel terug. Jesus sê vir hom, vandag het daar verlossing vir hierdie huis gekom, omdat ook hierdie man 'n seun van Abraham is. Ek, die seun van die mens, het immers gekom om wat verlore is te soek en te red. Met ander woorde, Jesus het nie gekom vir die, kom ons lees Lukas 18 vers 18, iemand uit die geleerdere van die geestelike leier, wat dink hulle is regverdig. En Jesus hom sê, verkoop al jou besit en volg my. Toe voel hy afval. Wat het Saggeus gesê? Hy het uit sy eie uitgesê, Here, ek gaan die helfte van my besittings vir die armes gee. Toe Saggeus genade ontvang, en hy besef wie Jesus is, en hy besef dat Jesus hom aanvaar, toe verander die Heilige Gees hom,
en hy is bereid om ontslae te raak van sy aansien, om ontslae te raak van sy rykdom. Hoekom? Want hy het verstaan wat genade is. Hy het dit verstaan, want hy het geweet sonder Jesus het hy nie se kans. Maar baie van ons sit in ons comfort zone en ons dink dat ons is alright omdat ons al hierdie kerk goed nakom. Maar ons is nie. As ons gaan kyk in Galasiërs 5 vanaf vers 1, om vry te wees, dit is waarvoor Christus ons vrygemaak het. Maak seker dat jy vry bly en moenie weer onder die slawejuk van sonde vasgebind word nie. Moenie weer onder die slawejuk vasgebind word nie. Kyk, ek Paulus sê vir julle, as julle julle laat besny, sal Christus niks vir julle beteken nie. Ek sê dit weer, elkeen wat besny word is verplig om die hele wet na te kom. Met ander woorde, as jy een deeltjie van die wet wil nakom, moet jy die hele wet nakom. Nou, meneer, mevrou, wat volgens jou kerkwette leef, wanneer laas het jy jou sonde lam geoffer? Wanneer laas het jy jou rituele gaan doen daar en die hoëpriester sy bloed op jou besprinkel sodat jou sonde afgewas kan word? Want jy moet die hele wet doen. Dan sê hy, julle wat deur die God vrygespreek wil word, deur die wet te onderhou het julle van Christus losgemaak, julle het God se genade verleer. Wat ons betref, die Gees laat ons uitsien na dit waar ons op ons hoop vryspraak deurdat ons glo. Baie kerke vandag sê dat die ou verbond se teken was die besnydenis en die nuwe verbond se teken is die kinderdoop. Met ander woorde, jy sit jy gaan terug onder die slawerny van die wet in. Want dis nie fisies besnyding nie, maar dit is 'n teken van besnyding volgens die ouens, sodat jy deel van die nuwe verbond kan word. Die enigste manier om deel van die nuwe verbond te word, is om Jesus aan te neem as jou verlosser en jou saligmaker en om die Heilige Gees te ontvang, want die Heilige Gees is die teken van die nuwe verbond. Amen. En ons lees dit baie, die afgelope tyd baie dit gelees, dat die Heilige Gees is jou waarborg, die Heilige Gees is jou seël. Op die dag van die merk van die dier en antichrist en einde van die aarde en openbaring, gaan jou kinderdoop op jou besnydenis of jou godsdienste rituele jou absoluut niks baat nie. Wat gaan jou iets baat? Die seël van God. Wat is die seël van God? Die Heilige Gees is die seël van God. As jy die seël van God het jy geen oordeel nie, jy kan hulle kan jou liggaam laat tot nie gaan, maar hulle kan nie jou gees, jou siel, jou wens wees van jou wegvat nie. Want vir ons is die dood net 'n deur wat ons toegang gee tot God. Jou ewige lewe begin die dag as jy God aanvaar as jou verlosser en saligmaker. Jou koninkrykslewe met God begin met die Heilige Gees binne in jou. Vers 13, Galasiërs 5. Broers en susters, julle is inderdaad geroep om in vryheid te leef. Met ander woorde, vry van godsdienstige wette. Vry van sonde. Vry van mense se opinies. Vry van al daai. Moet net nie die vryheid misbruik om sondige begeertes te bevredig nie, maar gebruik dit om mekaar in liefde te dien. So, ons is vry. Jy kan actually doen wat jy wil. Maar ons moet die vryheid gebruik om mekaar op te bou, om mekaar lief te hê. En dan sê hy in vers 16, ek sê, laat julle, en hierdie is baie belangrik, vat
vat 'n magic marker op 'n ding en onderstreep hierdie volgende teks, Galasiërs 5 vers 16. Ek sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word, want dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. As die Heilige Gees jou leefstyl bepaal, gaan jy weet wat vir jou as persoon reg en verkeerd is. Want dinge wat vir my reg is nie noodwendig vir my reg. En dinge wat vir Reinhou reg is nie noodwendig vir my reg. Maar die Heilige Gees kan baie vinnig vir Reinhou aan die oor trek as hy uit sy reg en verkeerd uitmaak. En dit is presies en vir my ook, want ek nou sê Reinhou weet wat nie. As ek 'n ding doen wat verkeerd is, die Heilige Gees onmiddellik het jy 'n verbeter. Onmiddellik is daar iets wat vir jou sê, wow, staan bietjie terug. En kom ons gaan lees Romeine 5 van vers 5 af. Onthou, ek wil nou julle terugvat aan die rykdom man. In sy gees. Sy gees is vrygespreek omdat hy uitgeroep het na Jesus toe, omdat hy gesoek het na Jesus toe. Hy is vrygespreek op grond van dat hy in Jesus geglo het. En dat hy geglo het, Jesus is sy enigste manier tot salwation. Die rykdom man het staat gemaak op sy tradisies en sy wette en want hy was 'n geestelike leier. Hy probeer om weer reëls en regulasies te onderhou. So, hoe gaan daai rykdom man dan nou in die hemel kom, maar hy wil nie Jesus volg nie. Hy het afgehaal voor Jesus en volg. Hy was nie bereid om maar opoffering te maak nie. So nou moet hy maar die wette probeer gehoorsaam. En maar hoop hy doen genoeg. Waar ek en jy, wat Jesus navolg, wat in Jesus glo, wat die Heilige Gees het, die Heilige Gees is om versekering, en dit lees ons in Romeine, die Heilige Gees is om versekering dat ons regstanding het met God. Ek twyfel nie waarin ek gaan nie, maar daai rykdom man twyfel. As jy nie 100% seker is waarin jy op pad is nie, dan nie die Heilige Gees in hom. En dit is die evangelie volgens wat. Okay. Romeine 5 vers 5. As mense wat deur God vrygespreek is, omdat ons glo, het ons nou vrede met God op grond van wat Christus Jesus vir ons gedoen het. Deur Jesus Christus het ons, deurdat ons glo, toegang verkry tot die heerlike posisie van genade waarin ons nou bevind. Ons jubel vol verwagting oor die heerlikheid wat God vir ons gaan gee. Dis egter nie al nie. Ons jubel self in ons swaar kry. Want ons besef dat die swaar kry ons leer om te volhard. Op sy beurt kweek volharding betroubaarheid van karakter. En betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting. Hoekom laat God toe dat ons partykeer deur moeilike tye gaan? Hier is die antwoord. As ons deur daai moeilike tye gaan, ons nog steeds juig en jubel, ons volhard, dan leer dit ons om betroubaar te wees. En om 'n betroubare karakter te hê. En 'n betroubaarheid van karakter versterk ons toekomsverwagting. Al ooit die term gehoor, why do bad things happen to good people? To test them. Amen. Om hulle karakter te toets. Hoekom is Paulus pertinent daaroor dat ons nie die genade en vryheid wat ons het moet misbruik om te leef soos wat ons wil nie, omdat ons 'n verhouding met Christus moet begin kweek en om te loof en te prys en om God te dien, selfs al gaan ons weer hartseer, selfs al gaan ons weer siekte, selfs al gaan ons weer moeilike tye. Want Christus het dit klaar oorwin. En die oomblik as ons begin loof en prys in daai moeilike tye, gaan die mense
sien hoe swaar jy kry, maar jy gaan nie swaar kry nie, kom. Want deur Christus se vrede. Amen. Amen. Dan vers 5. Hierdie toekomsverwagting sal ons nie teleurstel nie, want ons weet hoe lief God ons het. Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort deur sy Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Hoe weet ons het God se liefde? Hoe weet ons is in regstelling met God? Hy het sy liefde mos in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy vir ons gegee het. Amen. Dan Romeine 6 vers 15. Aangesien God se genade ons vrygemaak het van die wet, beteken dit ons kan nou maar voortgaan met sonde doen? Hoegenaamd nie. Dit staan in die Bybel. Baie ouens wat kyk, ek is 'n baie groot gracious op 'n genade aanhanger. Maar daar's ouens wat 'n tipe grace spreek wat ek nie verstaan nie. Want sê jy kan leef soos jy wil, jy kan maak wat jy wil, jy is gered. Daar is nie so ding soos 'n hel vir jou nie. Maar Paulus, die ouens wie se teksverse hulle gebruik om dit te kan verduidelik, soos Romeine 8 vers 1, wat ouens heeltemal uit verband uitklip, lees nie nooit Paulus se boeke verder. Waar Paulus juist vir ons leer, dat ons leefstyl, nommer 1, Christus, nommer 2, dat die Heilige Gees jou leefstyl bepaal, en nommer 3, liefde. Dis wat Paulus leer. Maar daai ouens pluk dit uit verband uit, en dit is hoegenaamd nie so nie. Maar, as die Heilige Gees jou leefstyl bepaal, gaan die Heilige Gees ons vir jou as individu sê wat is reg en verkeerd. Stem julle met my saam? Met ander woorde, ek sê dit weer, my stelreëls wat volgens God wil hê, ek moet leef en ek moet werk opbereid, is anders as die stelreëls wat God wil hê, om Ivy, Reinhard, Leon moet leef. Want God wil 'n unieke verhouding met ons elkeen hê. En ons elkeen het ons sterk punte. Ek gaan weer die voorbeeld van my kinders gebruik. Wesley, diere. Hy maak baie goeie inkomste uit diere. Wesley is 'n harde werker. Hy het gisteraan 12 uur teruggekom van sy werk af. Dus Wesley se reëls is anderster as Renata se reëls, wat absoluut musiekkind is. Wat absoluut uit musiek uit die inkomste te doen. Maar Wesley gaan nie by Renata se leefstyl kan aanpas nie. Renata is glad nie 'n dieremens. So hoekom sal God dan nou, ek kan hulle nie oor dieselfde kamp speel, want hulle is totally different. Ja, praat ons nie eers van Frans nie. Frans is my kamatieplan. So, ek kan nie my kinders oor dieselfde kamp speel nie, en my verhouding met elkeen van hulle verskil, want die kinders se belangstelling verskil. En dis die verhouding wat God met ons wil hê, en wat ons deur die Heilige Gees met hom het. 'n Verskillende verhouding. Want God wil hê ons moet gelukkig wees. Hy wil nie hê ons moet hierdie suurster te wees, amper sê verkeer, hoor. Suurster te wees, wat ons God doen. Jy mag nie smile nie, jy mag nie dit eet nie, jy mag nie dat doen nie. God wil hê ons moet ons lewens geniet. En ons het immers al klaar deel aan sy koninkryk. En ons het die Heilige Gees in 'n hegte verhouding nodig, sodat ons kan weet wat is reg en wat is verkeerd. En vers 16, besef julle nie, dat waarvoor 'n mens jou as 'n slaaf beskikbaar stel, jou baas word nie. Jy kan die sonde kies en daarmee saam die dood, of jy kan kies om God te gehoorsaam en volgens sy wil lewe. Julle moet vir God dankie sê. Met ander woorde, wat lees ons hier? Jy kan kies. Jy kan 'n lewe vol sonde kies. Of jy kan kies om God te gehoorsaam en volgens sy wil lewe. En hoe maak ons daai keuse? As ons daai keuse maak, wat moet ons doen? Moet ons nou so van slaap 10 uur staan, 8 uur opdoen, dit doen dit? Nee! Jy moet laat die Heilige Gees jou leefstyl bepaal.
Maar jy het Jesus nodig om die Heilige Gees in jou te laat, want jy moet in 'n noue verhouding met hom staan. Romeine 1 vers 16. Vir hierdie goeie nuus is ek alles behalwe skaam. Dit is immers God se krag wat hier aan die werk is. Dit bring verlossing vir elkeen wat glo. Hierdie goeie nuus maak bekend dat God ons van ons sondes vryspreek en dit deur enkel en alleen deurdat ons glo, soos die skrif staan, elkeen wat vrygespreek word omdat hy glo sal lewe. Kyk na Sakkeus in die rykdom man. Sakkeus het geglo, Jesus is sy verlossing. Die rykdom man het geglo met die wet en reg. Jesus hom sê maar, glo my, volg my, moet jy afval. Jesus vir Sakkeus genade en verlossing wys, wat doen Sakkeus? Hy verander sy hele lewe. Nou, dink julle nie is tyd om ons lewens te verander nie? Ek sou nie 'n lemoenboom nie, maar wie gaan saam met my, ek sou nie 'n vyeboom nie, maar wie gaan daar nie saam met my 'n lemoenboom kom? Moet daar is dan sal ek. In Johannes 2 vers 27. Julle het immers die Heilige Gees ontvang van hom wat 'n hegte verhouding met julle leef. Wie's dit? Jesus. Daarom het julle nie behoefte daaraan dat iemand anders julle onderrig nie. Sy Gees lig julle immers oor alles in en wat hy sê is die waarheid en nie alleen nie. En soos hy julle geleer het, moet julle ook 'n hegte verhouding met hom hê. Dis 'n opdrag. En nou kinders, leef in 'n hegte verhouding met hom, sodat wanneer hy ook al verskyn, ons die vrymoedigheid kan hê om nie beskaamd te staan by sy koms nie. As julle dan met die wete leef dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat reg leef, deur hom verwek is. Hoe leef ons reg? Dat die Heilige Gees se leefstyl opvolg. Leef in 'n noue verhouding met hom. Vers 21. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. Nee? Wat ons ook al bid, kry ons van hom, omdat sy opdragte gehoorsaam en die dinge in sy teenwoordigheid doen wat hom bly maak. En dit is sy opdrag. Ons moet glo in die persoon van sy seun, Jesus Christus. En ons moet mekaar lief hê, net soos hy aan ons opdrag gegee het. Wat is die opdrag? Wat was Jesus se opdrag? Wat is die opdrag? Ons moet glo in die persoon van sy seun Jesus Christus en ons moet mekaar lief hê, net soos hy aan ons die opdrag gegee het. Wie sy opdragte gehoorsaam, wat is sy opdragte? Ons moet Jesus glo en mekaar lief hê. As jy wie sy opdragte gehoorsaam leef in 'n hegte verhouding met God en hy op sy beurt met daardie persoon, hieraan weet ons dat hy 'n hegte verhouding met ons leef aan die Gees wat hy vir ons. Amen. Vers 16 in Johannes 4 vers 16. Ons leef uit die wete en is absoluut oortuig daarvan dat God ons liefhet. God is die liefde self en almal wat uit die liefde leef, leef 'n regte verhouding met God en God met hulle. Amen. Hiertoe is God se liefde ten volle in ons verwesenlik, dat ons die vrymoedigheid kan hê op die oordeelsdag. Ons leef immers op dieselfde wyse as Christus in hierdie wêreld, sonder vrees. Want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheersing. Romeine. Dit is besig om my telegings te doen.
Wat is my gunsteling teks? 5 fold by hearing and hearing by the word of God. En wat is my tweede gunsteling teks? God het ons immers nie 'n gees van vrees gegee nie, maar 'n gees van krag, liefde en selfbeheer. Amen. Halleluja. Volmaakte liefde het nie plek vir vrees nie. Volmaakte liefde dryf die vrees uit, omdat die vrees nog met straf behep is. Die ander vrees het nog nie die volmaakte liefde bemeester. As jy daarna kyk, en jy kyk na die opdrag wat Jesus gegee het, en wat Johannes hier herhaal, dis hoekom dit so belangrik is dat ons God liefhet, dat ons mekaar liefhet. En dit is hoekom Jesus die koring oor sê, dat dit is die opdrag. Dan wil ek afsluit met hierdie teks, 1 Johannes 4, vers 4. Julle is egter van God afkomstig, my kinders, en julle het hulle reeds oorwin, omdat die Gees wat in jou woon groter is as die gees wat in die wêreld. Amen. Ons staan voor 'n keuse. Wil ons soos die ryke man net doodgewoon kerk toe gaan, al die rituele doen, en maar hoop en stem daar uit? En as ons vra en ons hoor, ons moet actually goed prys gee en om Jesus te volg, afgehaal voel, van ons besef van ons as sondaar mense, die nodig om in vrye boom te klim en Jesus se naam uit te roep, sodat Jesus by ons kan tuis gaan, en dat daai begeerte om te doen wat goed, wat reg is, uit ons binneste uitkom, soos ons sal doen. Ons het nodig om die godsdienstige goeie te begin staan, en om uit te kom by wat God sê, ons laat doen. Amen. Hemelse Vader, ons lief U dankie vir U woord, Here, dat ons soveel uit U woord uit kan leer. Here, ons sê vir U dankie dat hoe meer tyd ons in die woord spandeer, hoe meer weet ons wat U van ons sê, hoe meer weet ons hoe U wil hê ons moet leer, en hoe meer ons die Heilige Gees toelaat om ons leefstyl te beheer, hoe nader kom ons aan in die regte verhouding wat ons besig is om te bou. Here, en ons kom vanmôre en ons kom te bid opnuut tot U. En ons vra, Here, kom en vorm ons, dat die Heilige Gees ons kom verander, sodat die verhouding wat ons met U het nog dieper kan raak, en ons nog in 'n dieper dimensie van 'n geestelike lewe kan ingaan. Here, en kom maak ons vry daarvan, om net die goeie godsdienst te beoefen, maar laat ons werklik in 'n verhouding met U staan, om 'n lewende, welriekende offer vir U te wees. En ons dank U daarvoor. In Jesus se naam. Amen.